Wat 'n voorreg altyd so saam met u te wees rondom die woord, terwyl er nog enkele mense inkom. Baie welkom, welkom vir besoekers. Ek sien hier daar 'n paar besoekers, nuwe intrekkers. As daar nuwe intrekkers is, ons wil graag met u gesels. So vul gerus die kaartjie in. Die van julle wat later inskakel op YouTube, die van julle wat nou inskakel op 107 FM en diegene in Teniqua. Ons is 'n hele familie, 'n familie van Jesus, waarvan hy ons oudste broer is, sê hy ook, en waarvan ons 'n Vader het. Jesus ons Here. En mag die Here op 'n besondere wyse ook ons aanraak, ook vanoggend, nie deur my prediking nie, maar deur ek wat die saad saai en die Heilige Gees wat die saad laat groei, soos die Here ook beloof. Hier die aankondigings van die blaadjie ontvang. Ek wil tog net so tweeetjies uitlig. By ons laaste kerkasvergadering is daar so 3 persone ook as ouderlinge verkies en ek lees graag hulle name. Hier sien Ian Venter, Dani Bredenkamp en Paul Hofman. So ons jy sien daarso, so ons dink ook aan hulle, ook die roeping wat die Here op hulle lewe gelê het op 'n besondere wyse. En dan ek sien ons heelwat van ons gesinne hierso met skoolgaande kinders. Ons het volgende week, volgende Sondag weer ons gesinsbraai. So eenmal 'n maand probeer ons so ons gesonde gesinne bediening, noem ons die beweging, om so 'n bietjie gesinne met kinders te versterk. En u as ouer mense wat nou kinders al deur die huis het, u weet, dis nogal 'n uitdaging met die kinders en die kleinkinders, ook in die tyd waar ons leef. So ons as gesinne probeer mekaar versterk op verskillende maniere, en volgende week braai ons bietjie saam so half 12 hier by die kerk. Ons verskaf die vure en die gasvryheid, en u bring die eetgoed en die familie, en ons kuier lekker saam. Dan het Andrei ook gesê van Credo, hy wil net dankie sê, daar's 'n fiets. Onthou jy, daar's 'n fiets wat ons nodig gehad het, hulle nodig gehad het vir 'n persoon, en hy wil baie dankie sê vir die persoon wat ook dan geluister het, ook die fiets geskenk het, wat hulle kan dit definitief gebruik. Die ander broer en suster kan jy maar rustig deurlees, die ander aankondigings. As dit enige onduidelikheid is, kontak maar vir my of die kerkkantoor, maar dat behoort duidelik te wees. Goed, nou my geleentheid weer, die voorreg het ek het om met 'n jong maats te gesels. Kom nader. Ja, sy welkom, julle welkom. Ek sien so uit, jong, ek het nou elke week wag ek om met julle te gesels. Daar sê, hoe was julle week gewees? Het julle 'n lekker week gehad? Het julle hom lekker geslaap gisterand? Niks nagmerries gehad nie. Niks nie, gelukkig nie. Ek wil vanoggend met julle 'n bietjie iets praat oor geleenthede of kansse wat mens kry om vir ander mense van Jesus te vertel. Nou dink julle mense kry baie kansse om vir mense van Jesus te vertel, of is dit net hier in die kerk Sondag? Baie kansse, né? Daar's 'n verhaal, ek het so in die kinderbybel so 'n bietjie geblaai. Toe sien ek die verhaal van die jong dogtertjie en Naaman. Kan julle dit onthou? Kan julle daai naam, het julle dit al gelees? Pappa en mamma nog nie vir julle gelees nie. Naaman, dis 'n groot naam en 'n jong dogtertjie. Kan ek vir julle die storie maar so vinnig vertel? Want toe ek hierdie storie lees, toe onthou ek van die kanse wat Jesus vir ons gee. Nou daar in Jesus se tyd, voor Jesus na aarde toe gekom het die mense vreeslik beklei. Mense beklei ons vandag nog met mekaar, né? En daar's toe mense wat daar deur Israel trek, en weet julle wat doen hulle toe? Hulle vat 'n paar mense en hulle ontvoer hulle na hulle eie land toe. En hulle sê van nou af gaan julle nie meer in Israel bly nie, julle gaan in ons land bly hierso. En weet julle wat doen hulle toe? Hulle vat 'n klein dogtertjie, amper so dalk 'n bietjie groter as jy, né, miskien. En hulle sê, man, jy gaan nie by mamma en pappa bly nie, jy gaan nou hier in hierdie huis bly van hierdie belangrike generaal Naaman. En weet julle wat moes sy gedoen het? Sy moes vir hulle gewerk het. En weet julle hoeveel geld het sy gekry? Niks nie. Sy was 'n slaaf gewees. En 'n slaaf is iets baie sleg geweest, want 'n slaaf moet partykeer die vloere skrob en hard werk. En dan sê die tannie, kom, die toilet is nog vuil, om sy daar gaan skrob. En dan sy so moeg miskien. En dan sê die tannie, nee, kom, ek het baie mooi ringe, jy moet dit vir my mooi blink maak, asseblief. En ek dink sy het nogal verlang miskien na haar familie daar in Israel. Sy is alleen gewees. Maar weet julle wat haar geheim was? Weet julle? Sy het vir God geken. En sy het van God nie vergeet nie. En God het haar nooit vergeet nie. Want weet julle wat gebeur toe? Hierdie belangrike generaal Naaman, met die groot naam, hy word siek. En hy word sieker. En hulle kry die dokters van daai land, en die dokters kom, en weet jy wat dan doen die dokters?
Hulle krap hulle kop so, dan loop hulle al om hom, en kap hulle op sy knie so, en sê, nee, hulle weet nie wat fout met hom nie. En dan bring hulle medisyne, maar die medisyne help nie. En nou Aman word al hoe sieker, en hy word al hoe meer bekommerd, want hy het nie die Here geken nog nie. Weet julle wat doen daai klein dogtertjie, wat die vloere geskrop het, en so slegte tyd miskien gehad het? Sy het sien, hier is 'n kans om vir hierdie man wat nie van Jesus te geken het nie, en sy familie van God te vertel. En terwyl sy so besig is, sê sy vir die tannie, sy vrou, sy sê, mevrou, daar is 'n ander man van God, 'n profeet, soos in die Ou Testament, nee. Hy kan vir Naaman gesond maak, want God werk deur hom. Jong, en dit is nou 'n lang storie, ek gaan nie alles vertel nie, maar die vrou vertel toe vir Naaman, haar man, en hy wil eers nie gegaan het nie, en toe gaan hy soontoe, en toe kom hy daar by die profeet Elisa, en hy is toe nie baie gelukkig nie, maar Elisa sê vir hom, al wat jy moet gaan doen, gaan was jou 'n bietjie daar in die Jordaanrivier, en jy sal gesond word. En hy glo dit eers nie, maar uiteindelik, toe sê die manne wat saam met is, ag man, gaan was jou, miskien help het. En daar word hy gesond. En toe sê hy, maar nou weet hy wie is die regte God. Daar is net een God, en dis die Here wat ons lief het, nee, die Here wat ons gemaak het. Nou toe ek hierdie storie lees van hierdie dogtertjie met die skropborsel, toe onthou ek twee dinge, en dis nogal belangrike goed, en nou moet julle mooi luister. Kom ons hoor so, ore so, gaan jy luister. Sit bietjie nader dat ek hoor. Kom vertel julle geheim. Weet julle wat hierdie verhaal my geleer het? God gebruik vir kinders, klein kindertjies of ons groot mense les te leer. En dis nogal 'n belangrike ding, want baie keer dan sê groot mense, ons weet alles, soos hy groot generaal Naaman. Julle kinders kan ons nou nie goed leer nie. Ons is al lank baie ervaring. Maar God werk baie keer vreemd. God gebruik baie keer kinders, en hy sê, julle moet van mamma en pappa en oom en tannie en oupa en ouma van Jesus vertel, want hulle vergeet maklik. So ons het 'n belangrike werk, ons as kinders, om van groot mense voortdurend te herinner aan hoe lief Jesus en God ons het, né? En die tweede ding wat ek hierdie leer, hierdie verhaal, ons moet die kanse gebruik wat God vir ons gee. Daai dogtertjie, toe sy daar in 'n vreemde land weggevoer is as 'n slaaf, en sy huil miskien, en sy verlang na mense. Sy het nie gedink, hier gaan 'n kans kom dat ek vir iemand van God kan vertel nie. Maar toe die kans kom, en sy sien hierdie man is so siek, toe sê sy, maar ek weet van iemand wat kan help. En sy vertel net daarso. En sy het vertel, en die man het gesond geword, en hy het van God gehoor. So, gebruik die kanse, daar by die skool miskien, vanmiddag miskien ernstiger, is daar miskien 'n geleentheid, wat die Here hier binne in jou werk, en jy voel, maar iemand moet nou hoor van die Here. Iemand sê, ag, niemand kan help nie, ek is so moedeloos. Miskien is jy soos die dogtertjie met die skropborsel, of die seentjie, en sê, nee, onthou jy van die Here? Moenie vergeet nie, julle vergeet maklik groot mense, gaan julle onthou? Goed, baie dankie. Nou gaan ek vir ons bid, en dan gaan ons sommer 'n liedjie ook sing vanoggend, ons het lanklaas gesing, is dit reg? Kom ons oogies toe. Vader, baie dankie vir die groot liefde, die groot genade, en dat ons ook kan onthou, Here, hoe jy deur die hele Bybel, juis kinders en jong mense gebruik, om Here ons groot mense te herinner aan u groot liefde vir ons. Dankie vir elkeen van ons jong maats hierso, dankie vir hulle families en gesinne, en Here, wil julle ook lei, Here, ook deur hierdie week, Here, ook net by die kategese, dankie vir die ooms en tannies wat daar so harde werk doen, met liefde, en Here, ook so vertel van u. Ons bid dit in Jesus naam, amen. Goed, voor ons nou ietsie te ete kry, kom ons staan, dan gaan ons 'n pragtige liedjie sing. Goed, kom ons staan, julle ken hom. Goed, kom ons staan so, dan gaan julle sommer wys. My God is so groot, julle ken hom ons. Is dit reg? Ja. Goed, dankie om Gerrit. Daar is hy. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, riviere daarby, die see en alles daarin.
My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Broer en suster, ek het in die laaste tyd so 'n bietjie oor in Galasiërs gelees en bietjie gehoor wat sê die Here ook vir ons as kerk, ons as gelowiges ook in die boek Galasiërs. En vanoggend die kers brand, is 'n simbool, 'n teken van die gees van die Here se teenwoordigheid. En ek lees graag vir ons hier in Galasiërs 5. So 'n stukkie wat Paulus skryf vir hierdie gemeente om hulle so 'n bietjie te herinner aan die genade van die Here, maar ook ons verantwoordelikheid, ons wat reageer hierop. Galasiërs 5 skryf hy in vers 13: Julle broers, julle susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar later nie heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Ek lees tot sover Galasiërs 5. Net daarna dan weet jy, dan praat hy oor daai vrug van die gees. Al daai mooi dinge wat ons so baie keer nastreef. Maar die Here kom sê hierso vir jou en vir my, ons gaan nie hierdie vrug van die gees leef as die Heilige Gees nie self in jou werk nie. Liefde, vreugde, vrede, al die dinge wat ons so vir die kinders leer altyd, is nie goed wat jy aanleer nie. Dis nie goeie eienskappe wat jou nou 'n goeie en 'n getroue burger maak nie. Dis dinge wat van binne af kom, wat net die Gees van die Here bewerk. En daarom kom hy sê, julle is nuut en vrygemaak deur die Here. Laat toe dat die Gees in julle werk. Laat toe dat die Gees in julle werk. Kom ons bid daarvoor. Ons gaan 'n lied sing terwyl jy so sit. Kom Skepper Gees, vers 1 en 2 van Psalm 58. O Heer, ons staan voor U gebroken, as mens verstaan ons nie weer, maar U stief vir ons 'n leidsman trou, Hy lei ons naai. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die sin, wees hier op my trooster, kom ons Skepper Gees. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Bekende vers, bekende belofte. Dis die rede hoekom ek en jy hier sit vanoggend. En dis die Here met wie ons praat en in wie se teenwoordigheid ons vanoggend is. Hy wat vir jou en my so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het. Daarom kan ons mekaar groet. Dis goeie nuus. Dis goeie nuus, ons kan mekaar groet soos Jesus gereeld vir sy vriende gegroet het. In die vroeë kerk gereeld vir mekaar gegroet het en gesê het, genade vir julle en vrede vir julle. Want ons het 'n lewende God. Ons het 'n goeie Vader wat vir ons sorg. En ons het 'n lewende Here, Jesus Christus, wat uit die dood opgestaan het. En ons het die Heilige Gees wat in ons midde is. Vrede vir julle. Vrede vir julle en wees gegroet
In die naam van die Here. Amen. Kom ons reageer op hierdie goeie en vriendelike woorde, hierdie beloftes van die Here, deur 'n lofliedere saam te sing. Ons gaan 2 liedere sing, baie bekende Psalm 33, ons het lanklaas hom gesing, en dan ook lied 547, pragtige lied met so 'n Joodse melodie, pragtige melodie. So kom ons staan en sing ons hierdie 2 liedere, en daarna kan jy ook bly staan vir die geloofsbelijdenis. Lofliedere tot eer van die Here. En waar sit ons die lofliedere voort? Ons sit dit voort elke dag, daar waar ons leef en werk en besigheid doen, vreemdelinge ontmoet, daar dra ons 'n getuienis uit. Daar bely ons wie die Here is. Nou gaan ons ook vanoggend so maak, en ek nooi het om saam met die kerk van alle eeue ook ons geloof in die Here te bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye.
verwek en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo ook in die Heilige Gees. Hy is die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis. Amen. U kan maar sit. Broer en suster, voor ons daarso uit Lukas 16, paar verse lees, voordat om ook saam met u te bid. Ons Vader in die hemel is, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie dat ons as gemeente, ons as deel van die liggaam van Christus, byeen kan wees vanoggend. Ons wat luister ook na die uitsending op radio, ons wat later ook hierna kyk op YouTube. Here, dankie dat ons verenig kan wees. Verenig kan wees in die naam van die Here. Die Here wat gesê het dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy lewe vir ons afgegee het. Die Here wat ons saam geroep het. Die Here wat homself bekend gemaak het in die woord. Ja, die enige Here, dankie dat ons, u kan aanbid vanoggend. En Here, so het ons net nou al gesing en ons het gebid. En Here, en ons het mekaar herinner aan die beloftes van u. Dankie daarvoor. Dankie vir die geleentheid om ook vanoggend weer eens by mekaar te kan kom in die erediens. Here, en ons wil erken en bely dat vanoggend, soos ons hele lewe gaan dit oor u. Dit gaan nie oor ons nie. Here, u het gesê, u het ons nuut gemaak om alle meer en meer so u te word. U het ons geseën met gawes en talente, geleenthede, om keuses te maak, wat die koninkryk sal uitbrei, om mekaar te dien, en om u naam op te lig. Here, so wil ons ook vanoggend maak. So wil ons ook vanoggend, Here, kom om te hoor wat u sê, en reg gesnoei te word. En Here, mekaar ook te ondersteun en te bemoedig, en te herinner aan die beloftes wat u gemaak het. Here, so dink ons aan hulle in ons gemeente, wat vanoggend swaar kry, hulle wat miskien luister, ook na die uitsending, en baie siek is, fisies siek is, oud geraak het, maar Here ook hulle wat geestelik sukkel en worstel, met depressie, en allerlei bekommernisse. Ons bid, Here, dat u, wat gekom het soos die lig na die wêreld toe, dat u lig van die evangelie ook in hulle lewens sal inskyn. Ons bid, Here, vir die dokters, en ons bid vir die verpleegsters, en ons bid vir die hospitaalpersoneel, wat goeie werk doen, Here, om ook mense fisies gesond te hou. Dankie daarvoor, dankie dat ons kan bid vir elkeen in 'n leiersposisie vandag. Hulle in die polisie, hulle in die regering, hulle, Here, wat maatskappye bestuur. Here, mag elkeen van ons wat in 'n leiersposisie is, Here, ook so bestuur en so lei, dat mense Jesus al meer en meer in ons optrede kan sien. Here, so bid ons vir die kerk oor die wêreld heen, hulle wat vervolg word. Here, ons het in die week gehoor van kerke in verskillende dele van die wêreld, Here, wat afgebrand word en Christene vervolg word. Ons dink aan hulle. En Here, dan besef ons opnuut ons voorreg om elke week sommer so uit gewoonte baie keer te kom. En ons geluk, ons plek hier in te neem, daar waar ons altyd sit. En so maar die dinge te doen en te luister wat ons elke Sondag maar doen uit gewoonte. Here, ons wil nie vanoggend uit gewoonte hier wees nie. Maar ons weet, u het 'n afspraak met ons. Here, raak ons aan die woord. Ons dank u daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Broer en suster, ons skriflesing vanoggend, Lukas 16. Die ryk man en Lazarus, die verhaal wat Jesus vertel het. Ek het in die laaste tyd ook, terwyl ek so met Galasiërs gelees het,
het ek ook so 'n bietjie oor die koninkryk van die Here, dink ek so 'n bietjie na. Weet jy, die koninkryk van die Here, as mens daaroor dink, dan sê ons baie keer, maar die koninkryk van die Here is iets wat kom. Iemand skryf, hy sê, die koninkryk van die Here is iets wat gebeur. Is iets wat klaar gekom het in Christus, en het gebeur, daar waar ek en jy lewe, hoe ons optree, hoe ons praat, hoe ons dink, gebeur die werke van die koninkryk, deur die Heilige Gees in ons lewens. En sien mense iets van God. Vanoggend lees ons so ietsie oor die koninkryk, die verhaal van die ryk man en Lazarus. Lukas 16 vers 19. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en hy sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in die vuur. Maar Abraham sê: My kind, onthou jy dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig en buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy: Ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: Hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter: Nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, al sou iemand uit die dood opstaan. Tot sover. Wanneer laas het u hierdie stukkie gelees? Dis miskien een van die gedeeltes, een van die stukkies wat 'n mens nie so gereeld lees nie, om verskillende redes. Maar tog het die Here Jesus hierdie belangrike woord in Lukas 16 vir ons neergepen. En hy wil 'n belangrike ding, 'n paar belangrike dinge vir die kerk hierdeur leer. Nou toe ek voorberei het, toe dink ek so 'n bietjie aan 3 belangrike woorde. As ek vanoggend vir u vra, nou watter 3 belangrike woorde is daar wat 'n direkte invloed op jou toekoms het? Dan sal baie van u sommer so vinnig sonder om kop te krap sê, daar's 3 belangrike woorde. Die politiek, die ekonomie en my gesondheid. Hierdie 3 woorde het 'n direkte invloed op my toekoms. Maar dan is daar dalk miskien 'n paar finansiële adviseurs, en ek weet die is, wat hierso sit. Hulle sal sê, nee, daar's ander 3 woorde. As ons mense reg help met hulle finansies, dan praat ons oor karakter, keuses en kanse. Want kyk, jy moet dan die regte persoon kies wat jou geldsaake bestuur. Hy moet 'n goeie karakter hê. En jy moet die regte kanse gebruik. As die kans verby is, hy verby. En jy moet die regte keuses maak. Dis goed vir jou sak en vir jou kinders se toekoms. Broer en suster, voor die finansiële beplanner nou met hierdie 3 woorde kom, dit staan al lankal in die Bybel. En dis wat ons in hierdie verhaal, hierdie gelykenis oor Lazarus en die ryk man hoor. Karakter, kanse en keuses. Dis 3 woorde wat 'n direkte invloed op jou en my toekoms het, en die lewe hier, waar ons elke dag leef. Nou toe ek so voorberei het, toe dink ek, wat hoor ek die eerste keer, as ek hierdie gelykenis lees, of hierdie woord lees? Miskien het u dieselfde reaksie. Die eerste reaksie wat mens baie keer het, is maar, ek lees nie baie hierdie stukkie nie, want dit het nie eintlik baie met my uit te maak nie. Want kyk, ek is gelukkig, as ek hierdie verhaal lees, nie baie ryk nie. Ek is gelukkig nie soos hierdie ryk man nie. So hierdie verhaal is eintlik net vir die mense wat super ryk is en baie ryk is.
en lyk my die Here waai sy vinger vir hulle. So hierdie verhaal is vir my nie. Tweede ding wat by my opkom as ek hierdie verhaal die eerste keer lees, is mense dink baie keer, maar hierdie verhaal wil ek nie eintlik hoor nie, want dit herinner my aan hierdie ongenooide gaste wat baie keer daar op my voorstoep is. Die sakkrappers, en die padlopers, en die bedelaars en die boemelaars, en almal wat 'n storie het, en almal wat op reis is, en almal wat net my geld wil hê. Ai, en ek is so 'n besige man, en 'n besige vrou, en ek kan nie almal help nie, en hulle irriteer my eintlik. So hierdie verhaal herinner my aan hierdie mense. Hierdie Lazarus vent klink vir my, dit is so ou gewees. Ek wil nie hierdie verhaal lees nie. Derde reaksie op hierdie verhaal is miskien iets van, dis 'n baie interessante verhaal, want dit gee vir my so 'n kykie in die hemel. Ek wil graag weet wat gebeur na die dood. En as ek hierdie verhaal lees, dan lyk dit vir my, ek kan so ietsie sien. So miskien moet ek hom tog lees. Dis mense se reaksie baie keer as hulle hierdie verhaal lees, oor die ryk man en Lazarus. Broer en suster, waaroor gaan dit hierso? Wat wil Here Jesus met hierdie verhaal vir jou en my leer? Vir die kerk leer? Vir 2000 jaar? Die interessante is, om hierdie verhaal te verstaan, moet ons eerste plek sê wat hierdie verhaal nie is nie. Want hierdie verhaal vir jou 3 goeters leer, wat ek en jy gedink het, hy wil leer, maar dit wil nie vir ons nie leer nie. Hierdie verhaal wil nie vir ons leer, dat dit gaan oor ryk en arm nie. Dit gaan nie die verhaal glad nie, oor wie het en wie nie het nie. Dit gaan nie die verhaal nie oor wat die toekoms van ryk mense en wat die toekoms van arm mense is nie. Dit gaan nie oor ryk en arm nie. So u kan ontspan. Ek kan ontspan. Dit gaan oor jou karakter. Of jy bietjie het en of jy baie het. Dit gaan oor die kanse wat jy gebruik. Het jy bietjie of het jy baie? Dit gaan oor die keuses wat jy maak. Is die Here in jou lewe? As jy bietjie het of jy baie het of nie. Dit gaan nie oor ryk en arm nie. Die tweede ding waaroor hierdie verhaal nie gaan nie, broer en suster, hierdie gelykenis sal ook nie armoede romantiseer nie. Hierdie verhaal wil nie sê gelukkig as jy min het nie, want dan gaan die Here jou spesiaal seën nie. Want kyk in die kerkgeskiedenis was daar mos Franciscus van Assisi en hy het 'n wonderlike werk gedoen daar in die Rooms-Katolieke tradisie, die bedelorde van die Fransiskane. En hy het wonderlike werk gedoen. Maar die gedagte het begin ontstaan dat hoe minder jy het, hoe meer gaan die Here jou seën ook. Hierdie verhaal wil nie armoede romantiseer nie. Lazarus het nie by die Here geëindig omdat hy arm was nie. Maar hy het by die Here geëindig omdat hy die Here geken het. Hy het hy min gehad en niks gehad nie. Aan die ander kant wil hierdie verhaal ook nie rykdom afwys nie. Hulle wil nie sê, vir die van u wat dalk bietjie meer vermoënd is, jy moet jou motor in jou huis nou dadelik gaan verkoop en in die sakke gaan krap Woensdag nie. Nee, Abraham, Moses was welvarende mense. Josef van Arimatea was 'n welvarende man, was sy graf vir die Here Jesus gegee het. Welvarende mense. Seën ook mekaar en seën die wêreld met die gawes wat die Here vir hulle gee. Rykdom en welvaart is 'n gawe van die Here, maar wat met wysheid, verantwoordelikheid gebruik moet word. Broer en suster, hierdie verhaal wil ook nie, en dis die laaste ding wat hy nie wil nie, dan gaan ek sê wat wil hy. Hierdie verhaal wil ook nie vir ons 'n kykie gee hoe die hemel lyk nie. En dis miskien slegte nuus. Dis miskien slegte nuus, want as jy so gelees het, dan lyk dit vir jou asof hierdie 'n foto is van hoe dit in die hemel lyk. Hierdie verhaal wil nie presies sê hoe lyk dit in die hemel nie. Jesus kom en hy sluit aan by dit wat die Jode geglo het. Die Jode het geglo dat as iemand sterf, dan kom die engele en hulle dra hierdie persoon se siel na die voete van Abraham toe, die vader van die gelowiges. Jesus kom en hy sluit by hierdie gebruik, hierdie gedagte van hulle aan. Want dan luister hulle, dan verstaan hulle. En dan praat hy en dan vertel hy wat hy eintlik wil sê. Wat wil die Here sê? Kom ons kyk bietjie na die verhaal. In hierdie verhaal gaan dit oor karakter, kanse en keuses. Hier in vers 13, so 3-4 verse voor ek begin lees het,
Kom praat die Here Jesus, praat hy oor die goeders wat jou lewe volmaak. Ander woord, mammon, die geld en die goeders. En Here Jesus kom en hy praat met die mense en hy sê, julle moenie so lewe op aarde, dat die dinge wat jou lewe volmaak, die enigste belangrike ding in jou lewe is nie. Jy moenie so besig raak met die goeders en die dinge wat vir jou mooi en wonderlik is, dat jy van die Here vergeet nie. Pas op, van die suigkrag van hierdie dinge, want dit kan jou van die Here af wegvat. En nou kom die Here Jesus en hy vertel hierdie verhaal, en hy sê, dis hoe iemand se lewe lyk, wat nie na my woorde geluister het nie. Dis hoe iemand lyk, sy lewe lyk wat net vir homself lewe. Wat gesê het, soos die Grieke lang al gesê, daai Epikureërs, klomp baie Grieke wat gesê het, maar kom ons lewe elke dag voluit, kom ons hou partytjie, kom ons vier fees, want môre is ons dood. Baie mense leef vandag nog so. Ongelukkig leer baie mense hulle kinders so. Ek moet soveel as moontlik, so vinnig as moontlik alles uit die lewe uitkry, want môre is ek dood. Dis nie wat die Here hier sê nie. Ons lees hierdie verhaal van twee mense, ryk man en Lazarus. En jy kom dadelik agter, hier's 'n kontras. Die ryk man word hierdie beeld van iemand wat presies so lewe. Hierdie man het alles gehad. En of hy alles geërf het en of hard gewerk het, dit weet ons nie, dit maak nie saak nie. Hierdie man het hard en lekker gelewe en hy het vriende gehad. En ons het gelees, hy het van partytjies gehou en hy's gewild gewees en hy het goeie mense rondom hom vergader. Miskien het van die mense vir hulle kinders geleer, hy is die voorbeeld wie moet navolg. Boetman, sussie, as jy gelukkig wil wees, kyk na daai oom op die berg, daai oom daar waar daar bly. Man, dit gaan goed met hom. Miskien was hy 'n voorbeeld gewees. En ons lees ook, hierdie man het te sterwe gekom, en soos hy gebruik destyds, het hy 'n goeie begrafnis ook gehad. Want 'n goeie begrafnis was belangrik gewees. En in ons dag sal ons sê, miskien was daar 'n lang stoet gewees. In ons dag sou ons gesê, die Koran sou gekom het. En hulle sou 'n artikel gedoen het en gesê het, maar ons het nog nooit so groot begrafnis gesien nie. Want hierdie was dan 'n belangrike man gewees. Maar broer en suster, die hartseer is, hierdie man het die Here nie geken nie. Hierdie man het die Here nie geken nie as mens hierdie verhaal so lees. Aan die ander kant was daar Lazarus gewees. Lazarus wat 'n bedelaar was wat daar by sy imposante hekke gelê het. Nou, hoe lank Lazarus daar gebly het, hoekom hy daar gelê het, dit sê die verhaal nie vir ons nie. Maar Lazarus word die teenpool van hierdie man se lewe. Hy was sieklik gewees en hy het maar gehoop dat hierdie man wat elke dag daar uitgestap het met sy duur, deftige klere, miskien so ietsie vir hom sou help. Ietsie aan sy lewe ligter sou maak. Lazarus het nie baie vriende gehad nie, en ons lees dat sy beste vriende was maar die straatbrakke gewees. Die honde wat so af en toe daar by hom kom sit het, en so gelek het aan die seerplekke. Nie 'n mooi prentjie nie. En dan hoor ons, Lazarus sterf ook. Maar Lazarus eindig op 'n ander plek, as waar die ryk man geëindig het. Die ryk man die simbool van 'n sekere lewe, sekere karakter. Lazarus die simbool van 'n sekere lewe, 'n sekere karakter. Twee wêrelde, karakter, kanse en keuses. Kom ons kyk so vinnig, en ek kan baie vlugtig net so na elkeen van hierdie 3 woorde verwys. Die karakter, hoe het hulle karakter verskil? Die ryk man, broer en suster, se karakter, natuurlik soos jy weet, is 'n karakter van iemand wat vir homself geleef het. Iemand wat van kleins af al gesê het, maar ek gaan alles bymekaar maak, ek wil suksesvol wees, en sukses is gemeet aan die goeders wat ek bymekaar maak. Sukses is gemeet vir hierdie man en vir hierdie lewenswyse aan hoeveel vriende ek het. In ons dag, as jy daar op Facebook is, hoeveel regmerkies kry jy? Hoeveel merkies kry jy wat so duimpie so boontoe is? Broer en suster, ongelukkig is dit hoe jong mense baie keer kyk na die lewe. En stelselmatig ons ook baie keer. Mense spandeer hulle tyd en jong mense om so veel as moontlik regmerkies in die lewe te kry. Hoe meer duime boontoe wys, hoe beter. En as ek 1 of 2 onder toe kry,
dan voel ek sommer baie sleg en waardeloos. Hierdie man se karakter was rondom homself gebou. I did it my way. A self-made man. Ek is jammer vir Engels, maar dit is wat ons ken. Jy hoor, hierdie man se karakter. Hierdie man se karakter was 'n karakter waar God nie eintlik 'n rol gespeel het nie. Ja, sekerlik het hy sinagoge toe gegaan, soos 'n man van sy aansien hoort. Sekerlik het hy sy offers gebring. Sekerlik het hy 'n belangrike posisie miskien ook in die sinagoge gehad. In die geestelike milieu waar hy groot geword het. Maar steeds, ten midde van al sy kerkbedrywighede, het hy nie die Here van die kerk geken nie. En dis hoe die verhaal eindig. 'n Karakter. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat wie ook al in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie ryk man het miskien uitnodigings ontvang in sy tyd. Uitnodigings van die Here. Die Here wat klop aan die deur. Lazarus wat lê by die hekke. Geleentheid om die gawes wat hy ontvang het te gebruik tot die Here se koninkryk. Maar sy karakter was daar niks van hierdie dinge nie. Dan hoor ons Lazarus. Lazarus word die simbool, 'n karakter van iemand wat die teenpool was. Interessant as ek oor Lazarus lees hierso, dan hoor ons nooit vir Lazarus kla nie. Jy hoor nooit in die verhaal van Lazarus dat hy kla oor hoekom hy nou so min het en hierdie man so baie nie. En dit is nogal iets wat ons baie keer in daai gat trap, né? Baie keer dan kom iemand verby jou en jy loop en jy sukkel en jy dink maar, "Jog, Here, hoekom? Hoekom ek verdien ook mos bietjie beter? Wat het daai man of daai vrou nog gedoen om dit te verdien? Ek verdien hom bietjie beter." Dan is jy sommer kwaad vir daai ou. En hy ken jou nie eers nie. Mens hoor nooit vir Lazarus kla oor hoekom hy nie baie het en die ander meer nie. Ons hoor ook nooit vir Lazarus die Here beskuldig dat die Here onregverdig was nie. Ons hoor ook nooit vir Lazarus dat hy afgunstig is op hierdie ryk man nie. Want kyk, dis ook mos nou 'n ander ding in ons samelewing baie keer. Mense is baie keer afgunstig op ander mense. Ek wil nie die son op 'n ander ou se kop sien skyn nie. As ek nie iets kan kry nie, dan moet die ander ou dit ook nie kry nie. So werk dit. Jy hoor niks van Lazarus nie. Lazarus laat hierdie ryk man begaan. Hy laat hom begaan. Want hy weet die Here stap 'n ander pad met die ryk man as met hom. Die ryk man moet op 'n ander manier tot seën wees vir die wêreld as Lazarus. Bietjie wat jy het, baie wat jy het, maak nie saak nie. Hoe is jou karakter? Hoe is jou karakter? Wat is die fondasie van jou karakter? As die fondasie die Here is, dan lyk dinge anders. Of jy baie het en of jy min het. Karakter. Die tweede ding waarvan ons hier lees, vriende, is die geleenthede. Lazarus, hy het nie veel geleenthede gehad nie. Ons lees nie hoekom hy daar gelê het nie, hoekom hy nie werk gehad het nie. Was hy miskien lui gewees? Of was hy siek gewees? Het hy ernstig begin in die lewe en toe is iets gebeur? Ons weet nie. Maar hy het nie baie geleenthede gehad nie. Maar die bietjie geleenthede wat hy gehad het, het hy waarskynlik gebruik. Want hy het hierdie verhaal hoor ons uit die Here geken. Hy het 'n kans gehad om ernstig die Here te ontmoet. En hy het die kans nie deur sy vingers laat glip nie. Die ryk man aan die ander kant, uit die aard van sy posisie het hy baie geleenthede gehad. Hy het baie geleenthede gehad en ons lees hierso, een van die geleenthede was om hierdie man wat by sy poorte gelê het, te seën. Met dit wat die Here vir hom mee geleen het. Om 'n goeie rentmeester te wees. Hy het nie geleentheid gebruik nie. Hy het baie geleenthede gehad, hy was waarskynlik in 'n sinagoge gewees. Geleenthede om die stem van die Here te hoor. Elke week, soos ek, het hy miskien die kans gehad om te luister na 'n uitleg van die woord. Die Torah, die wet is gelees, die profete, die geskrifte en die wysheidsliteratuur is gelees. En die deftige man het heel voorgesit en kop geknik
en vir sy vriende gewys, dis lekker om te lewe. Hy het kanse gehad, maar nie kanse gebruik nie. En dan die keuses wat gemaak word. Hierdie man het doelbewus gekies, elke dag, om by Lazarus verby te gaan. En weer eens vriende, hoor, dit gaan nie oor ryk en arm nie. Dit gaan nie oor hierso nou skuldig voel oor die ou sakkrapper wat ek nou nie Sondag of nou die dag ietsie gegee het voor nie. Dit gaan oor keuses. En hierdie man se milieu was die keuse om by Lazarus verby te gaan. Hy het die man gesien daar voor sy hek, maar hy het gekies elke dag om verby te gaan. Hy het gekies om aan 'n pad te kyk. Hy het gekies om besig te wees. Hy het gekies om te rasionaliseer. Om te sê, maar hoekom is hierdie man nou hierso? Hy is seker lui. Dis sy skuld, hy verdien dit seker. Hy het keuses gemaak. Elke keer geleenthede gehad. Lazarus het ons gesien, hy het vir die Here gekies op 'n keer. Interessant, as mens hier die einde van hierdie verhaal lees, dan sien ons dat hierdie man wat op die verkeerde kant wakker word, sy oë oopmaak, nog steeds homself verontskuldig. Dan vers 27, praat hy dan met Abraham. En hy sê vir Abraham, maar stuur asseblief vir Lazarus, om my broers en my familie te gaan waarsku. Want kyk, as iemand nou uit die doderyk uitkom, sal hulle luister. Ek ken hulle. So asof die Bybel en die geskrifte nie goed genoeg was nie. So asof hy vir Abraham wil sê, maar kyk, ek het nou my lewe lank in die kerk gesit en luister, maar ek het nie heeltemal verstaan nie. Die wet en die geskrifte wat ek gehoor het, was nie duidelik genoeg nie. Maar as iemand uit die doderyk uitkom, dan sou ek geluister het. Eintlik, Here, moes U vir 'n engel gestuur het, 'n weerligstraal uit die hemel om my bietjie warm te wakker te maak. Dan sou ek gehoor het. Eintlik, Here, is dit U skuld. Die dominee het gepreek, maar ek kon nie hoor nie. Hy verontskuldig hom nog self. Broer en suster, dis eintlik 'n eenvoudige verhaal. Ek sluit af. Karakter, kanse en keuses. Die verhaal van 'n ryk man en vir Lazarus. 'n verhaal wat nie gaan oor ryk en arm nie. 'n verhaal wat jou nie 'n foto van die hemel wil wys nie. 'n verhaal wat nie armoede wil uitlig as 'n deug nie. 'n verhaal wat nie rykdom wil afwys as iets sleg nie. Maar 'n verhaal wat gaan oor die koninkryk van die Here. Die koninkryk wat nie net aanbreek as ek en jy eindig waar Lazarus en die ryk man is nie. Maar 'n koninkryk wat elke dag gebeur. En dit gebeur daar waar jy loop en stop en gesels met vreemdelinge. 'n koninkryk wat gebeur as ek bewus word van 'n geleentheid op my pad. En ek hoor die Heilige Gees praat hier binne in my. En ek hou my doof. 'n koninkryk wat gebeur as ek myself oopstel en toelaat dat die Here my karakter, my wese vernuwe. As ek luister na sy stem in die hartklop van die koninkryk, dan kyk ek anders na die wêreld. Dan kyk ek anders na die baie goed wat ek het. En hoe die Here my geseën het. Ek kyk anders daarna. Maar ek kyk ook anders na die bietjie wat ek het. En die sukkel wat ek baie keer mee worstel. Kanse, keuses en 'n karakter. Dis die 3 woorde wat my toekoms eendag, maar ook nou direk beïnvloed. Vergeet die politiek en die ekonomie en die gesondheid. Dis ook belangrik, maar dit het nie die laaste sê nie. Broer en suster, kom ons oordink die woord. Kom ons laat toe dat die Gees van die Here met jou en met my werk, ook in hierdie week. Kom ons gaan lees weer die verhaal. En ons gaan luister oor wat die Here ook vir jou en my wil. Amen. O Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie vir die woord. Die woord wat lewend en kragtig is. Die woord wat na ons toe kom.
Nie net in 'n geskrewe vorm nie, maar Here Jesus, U wat self die woord is. Die Here wat in ons lewe werk, die Heilige Gees. Dankie daarvoor, dankie vir hierdie verhaal wat ons iets wil leer. Vir ons baie meer wil leer as net goeie morele waardes. Dat dit baie dieper gaan daaroor. Dat dit gaan oor ons wese en ons karakter en ons verbintenis met U. Maar Here ook hoe ons lewe daaruit. En die geleentheid wat U vir ons gee, maak ons oë oop. Help ons om te soen en te hoor wat U elke dag wil. En dat ons so, Here, die koninkryk laat kom. Ook in mense se lewens. Mense wat hoop ook nodig het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 2 liedere. Die eerste lied is 'n pragtige lied. Dalk het u hom al gehoor. Ons het hom lanklaas gesing. So kom ons kyk na hom. Ons kan staan. As jy sy woorde ken of die liedjie ken, sing lekker saam. As jy nie ken nie, luister net so saam, neurie so saam. Is 'n baie mooi lied. Pas baie mooi in wat ons vanoggend gedeel het. En die tweede lied, lied 601, dit sal jy goed ook ken. Dit sluit ook aan die wat die Here wil dien. So kom ons staan en sluit ons af met hierdie twee liedere. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.